Goeiemôre almal. Dis baie lekker om saam met julle te wees op hierdie Saterdagoggend. Dis 'n voorreg om altyd in die Here se teenwoordigheid te wees en ek wil vandag met julle hierdie besonderse praktiese Sabbatskoolles deel. Wat 'n fantastiese Sabbatskoolles is dit nie? Paulus het maar net 'n manier gehad om dinge wat eintlik groot en verhewe is op eenvoudige maniere deur te bring en vir ons deur te gee. So ja, ons Sabbatskoolles is dan om saam met mekaar te kan leef, om met mekaar saam te leef. Ja, dit is 'n belangrike ding. Ons vergeet partymal dat dit een van die groot dinge is wat die Here van ons verwag. In Kolossense 4 vers 6 lees ons, en dis ons geheeteks, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Dis 'n interessante teksvers, is dit nie? Laat julle woord altyd aangenaam wees. Ja, is 'n goeie ding daai, as ons woorde net altyd aangenaam is. Maar somtyds is ons so vinnig en dan is ons woord nie so aangenaam nie, is dit? Ja, dit is nou ongelukkig hoe dit is, nê? Maar Paulus sê vir ons woord moet altyd aangenaam wees. As ons in die Here is, as Christus in ons is en ons is in Christus, as ons in sy liefde gegrondves is, as ons elke trappie van daardie leer opgeklim het waarvan ons verlede Sabbat gepraat het, en as ons al daardie karaktereienskappe vir onsself bygevoeg het en toegeëien het, dan behoort ons woorde altyd aangenaam te wees. Paulus sê dit met sout besprinkel word, en julle almal weet, as 'n mens maar 'n toebroodjie eet, vat maar 'n simpel eenvoudige toebroodjie, en jy sit miskien net tamatie daarop, of jy sit net avokado peer daarop. Somtyds is dit net so asof daar ietsie kort, en dan sit jy net so trutsie sout op daai tamatie, of net so trutsie sout op daai avokado peer, en dan is alles net anders, dan smaak dit sommer net reg. Dis wat Paulus hier bedoel, met sout besprinkel, sodat daai woorde nie net koue aangename woorde is nie, maar dat dit aangename, goeie woorde is wat mense kan aanneem, sodat dit vir hulle lekker sal smaak, lekker sal klink wanneer hulle dit hoor. En dan gee hy vir ons die rede hiervoor, hy sê, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Ek het baie daaroor gedink al, veral wanneer mense voor my kom sit en hulle vertel vir my van 'n probleem, en ek luister na daai probleem, en soos wat die probleem aangaan, dan dink ek, Here, hoe antwoord ek hierdie ene? Of jy staan in 'n tou en jy kom voor in die tou en skielik is dinge nie soos wat jy gedink het nie, en jy moet antwoord en jy dink, hoe antwoord ek hierdie een? Ek was verlede maandag in so 'n situasie, wel, nie verlede maandag, eintlik 2 maande terug, was ek in 'n situasie waar ek het nie verwag om narkose te kry nie, en daar is hierdie narkotiseer, en hy kom in en hy klink heel vrolik en opgewek, en hy sê, ons gaan net gou-gou vir jou hierdie drip opsit, en ons gaan vir jou, ek sê, wow, stop die lorry dokter, ek het nie narkose goedgekeur nie, hoekom moet ek narkose kry? En hy is onmiddellik met my moeilik, en hy sê, dis nie vir jou om te bepaal nie. Ek sê, dokter, nee, jy verstaan verkeerd. Dit is vir my om te bepaal, ek is die pasiënt. As jy nie vir my kan sê, hoekom jy vir my narkose wil gee nie, dan weet ek nie hoekom ek moet kry nie. En hy het toe bietjie rondgetrap, want hy het toe geweet, en hy het bietjie geweet, hy het my ook in 'n baie netelige posisie waar ek op hierdie bed lê binne in die teater, as min wat ek kan doen daaraan. Ek kan nie juis opklim en wegstap en sê vergeet dit nie.
En uiteindelik sê hy, ja, maar dit is prosedure, dit moet so geskied. En hy het maar net aangegaan en voortgegaan. En ek het so by myself gedink, terwyl ek in hierdie hele gesprek was, ek het mooi netjies gevra en alles goed gevra, maar ek het die hele tyd myself gedink, hoe antwoord ek regtig hierdie ene? Hoe moet ek regtig in hierdie situasie 'n antwoord gee? Wat gaan die regte antwoord wees? Kolossense sê, as ons kinders van die Here is, as ons in hom bly en hy in ons, as ons in sy liefde gegrondves is, dan sal ons woorde aangename woorde wees. En dit sal met sout besprinkel wees en ons sal weet wat om iedereen te antwoord. Gelukkig was ek nie ongeskik met die narkotiseer nie, en gelukkig het ek nou nie moeilik geraak of iets van die aard nie. En uiteindelik het hy vir my soort van gesê, ja wel, dis prosedure en dit moet plaasvind, en so en ek het dit daar gelos en ons het aangegaan. Maar dis wat Paulus hier bedoel. Ons moenie twyfel of wonder of so nie, eintlik moet ons weet. En ek het nie eintlik geweet nie, moet ek julle sê. Ek het eintlik gewonder, wat is die regte? Hoe hanteer ek dit nou? Hier lê ek op hierdie bed, almal is in hierdie operasiesaal, almal is reg om te doen wat hulle moet doen. Hierdie een man is daar wat nie veronderstel is om daar te wees nie, en hy dring aan om 'n ding met my te doen wat ek nie goedgekeur het nie. Hoe hanteer ek dit? En eintlik het ek nie geweet nie. Maar Paulus sê, ons moet weet hoe ons iedereen moet antwoord. So dit is 'n praktiese ding, 'n baie praktiese ding, 'n groot ding, né? Nie sommer net so nie. Nou ja, kom ons beweeg aan en ons kyk wat sê dit. In hierdie meer praktiese deel van hierdie brief spreek Paulus die onderwerp van interpersoonlike verhoudings in verskeie invloedskringe aan. Paulus is 'n uitstekende persoon om dit te doen, want hy het deeglike begrip en insig en kennis gehad hierin. So hy sê verhoudings, en dit is so, verhoudings veroorsaak spanning en argumente. Ons weet dit. Ek sê baie maal vir mense wanneer ek vir hulle voorbeelde gee van gebedsversoeke wat ons kry, dan sê ek, ons kan baie maal sien dat die vertikale verhouding is verbreek en die horisontale verhouding is verbreek. En dit word verbreek as gevolg van spanning en argumente, wat weens verskillende omstandighede kom. Kan wees omdat daar finansiële druk in die huis is, ensovoorts. Daardie spanning bring argumente, daardie argumente veroorsaak pyne in verhoudings. So, hy sê, daar moet 'n harmonie wees in verhoudings. 'n Algemene ooreenkoms oor waardes, oor doelwitte en doelstellings. En natuurlik is belangrik veral vir ons jong mense wat hulle self in die huwelik wil begewe. Hulle moet weet, 'n algemene ooreenkoms oor waardes is baie belangrik. Daarom dat ons nie graag wil hê ons jong mense moet met mense trou voordat daar nie keuses vir Jesus gemaak is nie. Dat Jesus eers die plek kry wat hy moet hê, en dan kan ons algemene ooreenkomste oor waardes maak, waardes waarin ons glo en die ander persoon ook dan behoort in te glo, sodat ons gemeenskaplike grond het. Algemene ooreenkomste oor doelwitte en ook oor doelstellings. Al hierdie dinge is verskriklik belangrik. Paulus gee vir ons nuttige beginsels vir die verbetering van verhoudings tussen eggenotes. Ons het nou net daar gepraat oor mense wat trou, eggenotes is baie belangrik. Tussen ouers en kinders, want kinders is die voortvloeisel uit 'n huwelik uit. Ja, daar moet baie nuttige beginsels wees waarna ons kan luister. Tussen eienaars en slawe, nou ja, ons het nie meer slawerny nie, maar ons werk almal en almal het maar 'n baas, iemand aan wie jy rapporteer. Of dit nou die regering is, staatsdiens, of dit privaat is, jy rapporteer aan iemand en aan iemand moet jy verantwoording doen. En daar is nuttige beginsels vir die verhoudings
tussen werker en werknemer, tussen kerkbroers en susters. Ons is broers en susters in die kerk. Ons behoort te weet hoe om onsself te gedra. Trouwens, daar is heelwat tekste wat dit vir ons sê, nê? En tussen gelowiges en ongelowiges. Hierdie is alles dinge waar daar verhoudings is. Partye waar tussen daar verhoudings moet wees. Een of ander soort. En ons moet kyk, kan ons hierdie beginsels, kan ons hulle kry, dat ons weet wat hulle is, en kan ons dan iets daaraan doen. So ons wil dan vandag gaan kyk tussen die verhoudings, wat gaan aan in die verhoudings tussen eggenote, soos wat ons dit kry in Kolossense 3 vers 18 en 19. Wat gaan aan in die verhoudings tussen ouers en kinders, Kolossense 3 vers 20 en 21. Die verhoudings tussen werkgewers en werknemers, Kolossense 3 vers 22 tot 25 en 4 vers 1. En dan die verhoudings in die kerk, broeders en susters met mekaar, né? Kolossense 4 vers 2 tot 4 en uiteindelik ons verhoudings met ongelowiges, Kolossense 4 vers 5 en 6. So ons wil daarna kyk. So ons heel eerste ene dan, verhoudings tussen eggenotes. Ons het hier leiding wat natuurlik in Efesiërs ook vir ons gegee word. Paulus skryf hier in Kolossense 3 vers 18 en 19, vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word. En nou, ek wil dadelik sommer hier aantoon dat hierdie twee verse is een begrip, maar baie beslis tweekantig. Paulus is hier baie spesifiek. Hy weet dat Adam eerste geskape was en Eva was daarna geskape en Adam was die een wat die verantwoordelikheid gedra het en dis hierop dat hy sy raad hier gee of sy beginsel hier neerlê, maar onmiddellik wil hy hê dat ons moet wees, verseker weet, dat manne moenie oor hulle vrouens baas speel nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. En manne moenie dat as hulle vroue nou 'n bietjie vermoeiend raak, dat hulle verbitterd word teenoor hulle vrouens. Of dat hulle nou niks meer met die vrou te doen wil hê nie. Paulus is baie pedanties hier om dit baie mooi te stel. Hierdie is 'n tweekantige situasie. Trouwens, in sy briewe in die Kolossense en aan die Efesiërs, wat tegelijkertijd geskryf is, hierdie briewe bevat soortgelyke, maar nie net soortgelyke nie, maar ook aanvullende advies rakende eggenotes. Ons het nou reeds Kolossense 3 vers 18 en 19 gelees, maar ek wonder tog of julle nie net saam met my wil blaai na Efesiërs toe nie. Kom ons blaai net na Efesiërs hoofstuk 5 toe, want ek vind dit ook nuttig om te lees. En ons lees vers 21 tot 33. Hy sê, kyk hier, onthou nou, ons sê herhaal en vergroot. Dus herhaal, soortgelyk, maar vergroot, daar is aanvullend. En kyk nou, in Kolossense sê hy, vroue, wees julle mans onderdanig. Maar kyk wat sê hy in Efesiërs, hy sê, onderwerp julle aan mekaar in die vrees van God. Met ander woorde, hierdie onderdanigheid vir Paulus is 'n wederkerige onderdanigheid. Heel eerstens, hy verbreed dit, hy herhaal dit, maar hy verbreed dit, onthou julle, hulle is in dieselfde tyd geskryf hierdie twee briewe. So hy herhaal wat hy sê vir die Kolossense aan die Efesiërs, maar hy bou uit, hy verbrei bietjie. En hy sê, kyk, dis nie net 'n storie van dat die vroue moet onderdanig wees nie, maar julle moet aan mekaar onderdanig wees. Onderwerp julle aan mekaar. Vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. En hy probeer dit verduidelik. Hy sê, kyk, ek wil nie hê julle moet nou met 'n klomp gemoedswroeging vir julle self aan julle mans ondergeskik stel nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê nee, wees aan julle mans onderdanig, soos wat julle aan die Here onderdanig is.
Trouwens, dit geld vir die mans, onthou want is 'n wederkerige onderdanigheid. Manne, julle is tog mos ook aan die Here onderdanig. Manne, julle stel julleself ook mos in liefde ondergeskik aan die Here. Julle kan tog nie dieselfde as hy wees nie. Maar dit beteken nie dat julle niks werd is nie. En Paulus is besig om aan te val, soos julle kan sien. En dan brei hy weer uit, hy sê, want die man is die hoof van die vrou, net soos Christus die hoof van die gemeente is. En hy, Christus, is die verlosser van die liggaam. So hy plaas dit in perspektief. Hy gee vir ons baie goeie redes hoekom dit so is. En dan sê hy daarom, soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue in alles aan hulle eie mans wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Kom hy terug na Kolossense 3:19 toe. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Nie net eenvoudig oppervlakkige liefde nie, erotiese tipe van liefde omdat ek van 'n mooi gesiggie gehou het of 'n mooi lyfie of wat ook al nie. Nee. Hy sê, julle moet julle vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor gegee het. Hy sê Christus het homself vir die gemeente gegee. Julle behoort dit ook te doen aan julle vrouens. Sodat hy dit kan heilig en reinig met die waterbad deur die woord. Hierdie is 'n geweldige belangrike sinnetjie wat Paulus hier vir ons gee. Want Paulus is besig om vir die manne te sê, kyk manne, julle moet julle vrouens lief hê, julle moet hulle lief hê soos wat Christus die gemeente lief gehad. Hy het homself vir die gemeente gegee, julle moet ook julleself vir julle vrouens gee. In ander woorde, julle moet maar uit julle pad uit gaan om iets vir julle vrouens te doen, né? Ja, dit sny partymal 'n bietjie, maar dit is wat dit sê. Dan gaan hy aan, hy sê, sodat hy dit kan heilig. En hier beteken dit ook, dat jy tyd genoeg moet maak, in terme van wat jy vir jou vrou moet gee, om jou plig as goddelike leier in jou gesin in te neem. En ek is bevrees, manne, ons doen nie altyd ons plig wat dit betref nie. Ons laat dit so bietjie na ons laat dit 'n bietjie agter. Ons vergeet dit 'n bietjie, ons is so bietjie moeg. Maar dis nie wat Paulus sê nie. Hy sê nee, hy sê een van die heel eerste dinge ten opsigte van hierdie ding dat julle vroue moet lief hê, is juis dat julle plig as Christelike leier, as herder van jou gesin moet nakom. Jy moet dit doen, want dit is juis dit wat hierdie hele verhouding reinig en heilig, net soos wat Christus gedoen het met die waterbad en die woord. Met ander woorde, ons moet regverdig lewe, want ons is gedoop, ons is deur die waterbad, beide sy en ek, en ons moet dit met die woord bedien, want dit is op die pad van heiligmaking, né? Sodat hy dit vir homself 'n heerlike gemeente kan stel. So hoekom het Christus homself vir die gemeente gegee? Sodat hy die gemeente vir homself 'n heerlike gemeente ene kan maak wat inderdaad bly is elke keer as hulle hom sien. Bly is om van hom te weet. 'n Gemeente wat sonder vlek of rimpel is of iets dergeliks. Met ander woorde, hy self moet ook bly wees. Daar's niks wat skeiding maak tussen hulle en hom nie. Maar dat dit heilig en sonder gebrek moet wees. En so moet ons verhoudings met ons vroue wees. Trouwens, Paulus sê baie meer vir die manne as wat hy sê vir die vroue, né? So behoort mans hulle vrouens lief te hê, soos hulle eie liggame. Hy wat sy vrou lief het, het homself lief het. Is dit nie interessant nie, né? En dan wonder 'n mens hoe 'n man op 'n punt kan kom en vir 'n vrou sê ek het jou nie meer lief nie. Mens wonder, dis 'n bietjie moeilik. Ek weet nie hoe jy by hierdie Bybelgedeelte verbykom nie. Hy wat sy vrou lief het, het homself lief.
Want niemand het nog ooit sy eie vlees gehad nie, maar voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Tuurlik, die vrou word jou vlees, julle word een, hè? Ja. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy gebeente. Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en by sy vrou aansluit en hulle twee sal een vlees wees. Dit is 'n groot verborgenheid, maar ek spreek oor Christus en die gemeente. Dit is 'n groot gedeelte. Het 'n bietjie tyd gevat, maar dit is belangrik. So vroue is onderdanig aan hulle mans. Dit sê Kolossense 3 vers 18 en Efesiërs 5 vers 22 tot 24 vir ons. Dit sê vir ons dat hierdie onderdanigheid is binne 'n wederwysige onderdanigheid. Dit is wederkerig. En dit moet wees soos dit betaamlik is in die Here. Met ander woorde, die grondslag van hierdie hele verhouding is gebaseer op ons verhouding met Christus. Dit moet betaamlik wees vir hom. Die teenpool, sê Paulus, net soos wat hy in Kolossense sê, so sê hy in Efesiërs, mans moet hulle vrouens lief hê. Ons moet vir hulle lief wees met dieselfde liefde wat Christus vir ons mee lief gehad het. Met ander woorde, dit is 'n liefde bo en buite onsself. En soms vergeet ons dit. Ons raak so selfgesentreerd dat ons net wil hê wat ons wil hê. En ons vergeet daar's 'n Christus in hierdie verhouding betrokke. Mans is verantwoordelik vir hulle eie welstand. Nie hulle vrouens nie. Ons vrouens is nie verantwoordelik vir ons welstand nie. Mans is. Ons is verantwoordelik vir ons eie welstand. En ons moet vir ons vrouens sorg en vir hulle welstand omgee. Mans moenie hard wees nie. Hulle moenie verbitterd word nie. Hulle moenie hard of gewelddadig optree nie. Hulle moenie tiranniek wees nie. Narcissisties is deesdae die woord wat baie opkom. Dit moenie so wees nie. Manne moet hulle vrouens lief hê. Manne moet doen wat hulle graag wil doen vir hulle vrouens. En julle moet uit julle pad uitgaan om dinge te kry om vir julle vrouens te doen, mans. Ja, julle moet dit maar doen. Julle sal sien hoe wonderlik dit in jou guns werk as jy vir jou vrou goed is. As jy doen wat sy nie altyd eens van jou verwag nie. As jy daardie ekstra myl stap, né? Doen dit maar gerus. Beide eggenote moet as 'n span werk, met mekaar oorleg pleeg en eenparig besluite neem, met die man as die ideale leier van die gesin. Elkeen moet altyd die welstand van die ander ene nastreef. In The Christian Home op bladsy 107 en 114 lees ons, laat elkeen liefde gee, eerder as om dit te eis. Kweek dit wat die edelste in julleself is, en wees gou om die goeie eienskappe in mekaar te erken. Ja, wanneer laas het jy vir jou vrou gesê, ek waardeer jou so baie? Wanneer laas jy vir jou man gesê, ek waardeer jou so baie? Die bewustheid van waardering is 'n wonderlike stimulus en bevrediging. Simpatie en respek moedig die strewe na uitnemendheid aan en liefde self neem toe soos dit edeler doelwitte stimuleer. Die vrou moet haar man respekteer. Die man moet sy vrou lief hê en koester. En soos hulle huweliksbelofte hulle as een verenig, so moet hulle geloof in Christus hulle een in hom maak. Wat kan vir God aangenamer wees as om te sien hoe diegene wat die huweliksverhouding aangaan, saam daarna streef om van Jesus te leer en meer met sy gees deurdrenk te word. Nou ja, kom ons kyk na die verhouding tussen ouers en kinders. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. En vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie.
In vandag se samelewing moet die woord ouers op beide gevestigde huwelike en enkelouer gesinne toegepas word. Dit is nie die beste ding nie, dis nie wat ons wil hê nie, maar dit is maar hoe ons gemeenskap is. Daar is ongelukkig hopeloos te veel mense wat egskeidings aangaan, en dan is daar kinders wat in die slag bly, en dan is daar enkelouer gesinne. Dood ook wat dit veroorsaak, is allerhande ander redes wat dit ook veroorsaak. Maar ouers is nie noodwendig deesdae mense wat 'n gesin is wat by mekaar is nie. Volgens Paulus is 'n gesonde verhouding nie net die verantwoordelikheid van die ouers nie, maar van die kinders self ook. En die kinders moet dit leer van die ouers. En albei ouers, ongeag, moet dit baie beslis by die kinders bekend maak. Daar is verantwoordelikhede van seuns en dogters. En Paulus draai geen doekies om nie. Hy beskryf dit vir ons in Kolossense 3 vers 20, ook in Efesiërs 6 vers 1 tot 3. Kinders se gehoorsaamheid is nie 'n opsionele ding nie. Dit is iets wat verwag word. Natuurlik is dit deel van die wet van God, maar gehoorsaamheid is iets wat van kinders verwag word. Want gehoorsaamheid leer vir hulle 'n ontsettende hoeveelheid dinge wat hulle andersins nie sal leer nie. Selfbeheersing onder andere, een van die grootstes. Onthou, selfbeheersing is een van daardie karaktereienskappe, daardie trappies op die leer na God wat aan die bopunt van die leer is en sê kom na my toe, né? Baie belangrik een. Natuurlik is gehoorsaamheid gebaseer op die 5de gebod soos wat ek al reeds te kenne gegee het. En verder kom gehoorsaamheid met sy eie beloning. Dit is nou maar ongelukkig so. Gehoorsaamheid se beloning is partymal amper onmiddellik. Ander kere, dan is dit 'n langtermyn ding waar jy sien my gehoorsaamheid het vir my resultate gelewer. Byvoorbeeld, as jy gehoorsaam was as jou ouers vir jou gesê het, luister, leer jou lesse. Studeer jou sabbatskoollesse, studeer jou skoolklasse. Studeer. En wanneer daardie kind goed doen en uiteindelik met lofslaag sy skoolloopbaan voltooi, sy universiteitsloopbaan voltooi en dit met lofslaag. Wanneer hy die Bybel sy bondgenoot maak en die kind na aanleiding van wat hy in die Bybel geleer het besluit om Jesus die ene te maak wat met hom moet wees en by hom moet wees en in hom moet wees en hy Jesus aanneem, dan is daardie gehoorsaamheid langtermyn ongelooflik groot. Nie net in terme van werksgeleenthede wat hy kry nie. Hy het miskien die opdrag gekry om gehoorsaamheid te wees hierin, in graad 1, selfs voorskool, graad R. Maar wanneer die kind gehoorsaam was, dwars deur sy skoolloopbaan, deur sy leertyd, deur sy grootwordtyd, dan kom die resultate in wonderlike werksgeleenthede ensovoorts. Wanneer die kind die Here aangeneem het en in die Here gegroei het, dan kom die resultate in 'n tevrede lewe, 'n vreedsame lewe, 'n blymoedige lewe, 'n lewe wat uitreik na ander toe, 'n lewe wat bevredig word deur dit wat die Here vir ons gegee het, 'n lewe wat soveel plesier het, soveel vreugde het, dat 'n mens dit nie kan beskryf nie. So dikwels kom dit langtermyn. Sommige kere is dit ook onmiddellik van aard. Hoe dit ook al sy, gehoorsaamheid het sy eie beloning. Natuurlik is daar verantwoordelikhede van die ouers, daar is verantwoordelikhede vir die kinders, maar daar is natuurlik verantwoordelikhede van die ouers. Die ouers kan nie net dink dit gaan outomaties gebeur nie. Baie van ons ouers dink hierdie goed moet outomaties plaasvind, of dis die skool se verantwoordelikheid, of dis die kerk se verantwoordelikheid. Nee, dis die ouers se verantwoordelikheid. Dis julle verantwoordelikheid om julle kinders te onderrig, sonder om hulle te irriteer of te ontmoedig. Ek weet baie van ons ouers is bang om iets te sê, want hulle is bang hulle irriteer of ontmoedig, of maak die kinders kwaad. Nou ja, dit is ook verkeerd.
dan het daar ook iets verkeerd gegaan. Ons moet vrymoedigheid hê om met ons kinders te kan gesels oor alles. Ons kan hulle onderrig en ons hoef hulle nie te irriteer nie. Ons hoef hulle ook nie te ontmoedig nie. En hulle moet ook nie ontmoedig word nie. Ons moet hulle ook nie kwaad maak deur ongeduldig of wispelturig op te tree nie. Ai, ons doen dit so dikwels vandag, wanneer ons net uit ons lewe wat so oorhaastig is, ons so moeg is, dat ons dan ongeduldig is, dat ons nie lankmoedig of sagmoedig is nie, en dat ons optree wispelturig van aard, wat ons nie konsekwent is nie. En ja, die Bybel sê ons moet hulle onderrig in die weë van God. Ons moet tyd maak om hulle in die vrese van die Here groot te maak. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 en Spreuke 22 vers 6. Oggend en of aandgesinsgodsdienst is belangrik vir ons kinders om van God te leer en besluite te neem vir die ewige lewe. Veral as hulle sien, pa en ma neem hulle besluite ten opsigte van wat hulle by die Here hoor. En laat ons nie vergeet dat ons voorbeeld die grootste opvoeder van ons kinders is nie. As ons nie konsekwent hierin is nie, kan ons nie verwag dat ons kinders moet wees nie. The Christian Home op bladsy 193 staan: ouers, laat julle kinders sien dat julle hulle liefhet en alles in julle vermoë sal doen om hulle gelukkig te maak. As julle dit doen, sal julle noodsaaklike beperkings veel groter gewig in hulle jong gemoeder hê. Regeer julle kinders met teerheid en deernis en onthou dat hulle engele altyd die aangesig van my Vader wat in die hemele is aanskou. As julle wil hê dat die engele vir julle kinders die werk wat God hulle gegee het, moet julle met hulle saamwerk deur julle deel te doen. In ander woorde, as jy regtig wil hê die engele moet met jou kind werk, in terme van die werk wat die Vader vir die engele gegee het, dat hulle hulle werk kan doen, dan moet julle met die engele saamwerk deur julle deel te doen. Kom ons kyk na verhoudings tussen werkgewers en werknemers. In Kolossense 3:22 lees ons: diensknegte, julle moet julle here na die vlees en alles gehoorsaam wees. Nie met oediens soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart. Hoekom? Omdat julle God vrees. En dis belangrik. Die verhouding van diensbaarheid wat in Paulus se tyd bestaan het min te doen met die tipe slawerny wat ongelukkig vandag nog bestaan. Daarom moet ons hierdie raad verstaan binne die konteks van 'n baas-ondergeskikte verhouding of 'n werker-werknemer verhouding, ondergeskikte verhoudings, né? Nou die gedrag van die ondergeskiktes of die gedrag van die werkers, die werknemers. Kolossense 3:22 tot 25 en Efesiërs 6 vers 5 tot 8 gee vir ons hierdie beginsels. Doen altyd jou beste, selfs al kyk niemand na jou nie. Nou dis iets wat ek aan gewoond is, want ek werk vir Adventiste Wêreld Radio en my baas sit in Amerika en my baas kan nie sien wat ek doen elke dag nie en of ek nou wel my werk doen of nie. Hy moet maar staat maak dat ek my werk doen. En ek kan, as ek wil, kan ek nou slap lê en dan kan ek verneek. Maar ek sal uitgevind word en dit sal nie die beste wees nie. So, as 'n werknemer, as 'n werker wat verantwoordelikheid moet doen, is dit my plig om my beste te doen. Al kyk niemand na my nie. Moet ek weet, ek het kantoorure. Ek moet daardie kantoorure werk. Ek moet daardie kantoorure handhaaf. Ek moet doen wat van my verwag word, want ek word goed betaal daarvoor. Streef na uitnemendheid in jou werk, asof jy dit vir God doen. Dis 'n belangrike ding. In my geval is dit baie maklik, want alles wat ek doen ek in elk geval vir die Here. So ek doen dit maar net. En ek doen baie meer as wat ek veronderstel is om te doen.
omdat ek dit vir die Here doen. Maar of ek dit nou vir die Here doen en of ek dit nou vir 'n maatskappy doen vir wie ek werk, streef na uitnemendheid in jou werk. Doen jou werk so goed as wat jy kan. Maar doen dit asof jy daardie werk vir God doen. Dit gaan 'n groot verskil maak, ook in jou werkstevredenheid. Die ander beginsel wat belangrik is aanvaar berisping wanneer dit geregverdig is. Ons is so geneig om op ons pertjies te klim wanneer iemand ons berispe. Maar dis nie wat ons moet doen nie. Aanvaar berisping. Dit kan gebeur dat ons berispe moet word. Aanvaar dit. As dit geregverdig is, aanvaar dit. En natuurlik goeie werk bring altyd vrugte voort. Daar's altyd beloning wat volg op goeie werk wat gedoen is. En 'n slegte baas vrywaar ons natuurlik nie van ondergeskiktheid nie, né? Dit maak nie saak of ons baas sleg is nie. As hy ons baas is hy ons baas en ons is steeds die ondergeskikte. Hy is die werkgewer, ons is die werknemer. So ons is nie ondergeskik net as ons baas 'n goeie baas is nie. Nee, dit vrywaar ons nie. Ons baas kan sleg wees, dan is ons steeds 'n ondergeskikte. Dink maar aan Filemon, aan die brief Filemon, wat 'n pragtige voorbeeld is. Nou wat's die gedrag van werkgewers? Kolossense 4 vers 1 en Efesiërs 6 vers 9. Eerste beginsel om met geregtigheid en geregtigheid te lei. Met reg en geregtigheid moet ek eintlik sê. Ek dink hier het hulle twee woorde gebruik wat eintlik anders moet wees. Ek sou sê om met reg en geregtigheid te lei. So vergewe daardie herhaling van die woord, dit is verkeerd, is om met reg en geregtigheid te lei. Dis belangrik. Daar moet reg geskied en geregtigheid moet ook geskied. Daai is belangrik. 'n Werkgewer moenie dreigemente of wispelturige eise gebruik nie. Dit is nie mooi nie. Nee, gee duidelike instruksies. Laat mense verstaan wat hulle moet doen en hoekom hulle dit moet doen. Elke baas het 'n baas oor hom, ook jou baas, aan wie hy verantwoording sal doen. En dis goed vir baase om dit ook te onthou. Ons almal, of ons nou werkgewers of werknemers is, baase of ondergeskiktes, dienaars of slawe van Christus, dit maak nie saak nie. Ons almal van ons is dienaars van Christus. Almal van ons. Ons dien die Here omdat ons lief is vir die Here. Ons wil in hom wees. Ons wil in hom bly. So, kom ons weet dit. En as ons dienaars van Christus is, dan doen ons graag ons beste. Dan streef ons na uitnemendheid. Dan aanvaar ons sy berisping as dit nodig is. Ons weet, ons werk sal vrugte voortbring. En ons weet, ons kan met vreugde op hom vertrou. In die Acts of the Apostles, bladsy 460, sê dit was nie die apostelse werk om die gevestigde orde van die samelewing arbitrair of skielik omver te werp nie. Om dit te probeer, sou die sukses van die evangelie verhoed. Maar hy het beginsels geleer wat die fondament van slawerny raak, en wat indien dit in werking gestel word, sekerlik die hele stelsel sou ondermyn. Die Christendom skep 'n sterk band van eenheid tussen meester en slaaf, koning en onderdaan, die evangelie dienaar en die verlaagde sondaar, wat in Christus reiniging van sonde gevind het. Hulle is in dieselfde bloed gewas, lewend gemaak deur dieselfde gees, en hulle is een gemaak in Christus Jesus. Nou kom ons kyk na verhoudings in die kerk. Kolossense, Paulus sê vir ons in hoofstuk 4 vers 2, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Ons word aangespoor om vir mekaar te bid, as boeties en sissies.
Want die gebed van 'n regverdige is kragtig en doeltreffend, sê Jakobus vir ons in Hoofstuk 5 vers 16 van sy skrywe. Behalwe vir oggend- en aandgebede, stel Paulus voor dat ons te eniger tyd bid, net soos Nehemia stil voor die koning gebid het ons die voorreg om in enige plek of situasie te bid. Bid altyd. Verder het ons natuurlik die versekering dat die Heilige Gees ons gebed sal verander om dit effektief te maak. Paulus vertel vir ons hiervan in Romeine 8 vers 26, né? En Paulus rig 'n spesiale versoek om te bid vir diegene wat die evangelie verkondig. Daar in Kolossense 4 vers 3 tot 4 en Efesiërs 6 vers 19. Dit maak nie saak of die prediker min of veel ondervinding in evangelisasie het nie. Niemand is voldoende vir hierdie werk nie. Paulus self het nie net gebid nie, maar het ook die broers gevra om vir hom te bid, sodat sy woorde die regte woorde sou wees. Ja, ons moet vir mekaar bid as boeties en sissies. Ons moet aanhoudend vir mekaar bid, vir mekaar opdra in gebed. Selected Messages, volume 3, bladsy 24 sê, in elke poging op elke plek waar die waarheid bekend gemaak word, is daar 'n behoefte aan verskillende denke, verskillende gawes, verskillende planne en arbeidsmetodes wat verenig word. Almal moet dit 'n punt maak om saam te beraadslaag, saam te bid. As kerk praat ons van kollektiewe wysheid. Ons moet saam besin, saam besluit. Christus sê, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem, wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader, wat in die hemele is. Natuurlik haal sy Matteus 18 vers 19 aan. Laastens, ons afsluitingsgedeelte, verhoudings met ongelowiges. Paulus skryf ons in Kolossense 4 vers 5, wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Ons het groot voordele as gelowiges. Ons het geleer wat Jesus vir ons gedoen het en ons het dit aanvaar. En ons het daarom die versekering van verlossing wat natuurlik 'n verskriklike belangrike ding is. Ons weet ook, omdat iemand dit vir ons gesê het, en net so moet ons dit met ander deel. Hoe sê Paulus moet ons teenoor buitestanders optree? Diegene wat nog nie vir Jesus ken nie? Hy sê, wandel in wysheid teenoor hulle en koop die tyd uit, né? Hy sê ons moet met wysheid teenoor hulle optree. Ons het die wysheid wat uit die hemel uitkom, Jakobus 3 vers 17 nodig, in ons verhouding met diegene wat Jesus nog nie ken nie. Ons moet teenoor hulle optree met vriendelike woorde. Ons woorde moet altyd hoflik wees, sodat hulle met plesier na ons sal luister. Ons moet reageer met die woorde wat gegeur is met daardie trutsie sout, né? Die gesprek moet gepas wees en aangepas wees vir die persoon en die omgewing rondom hulle. En ons moet teen hulle optree asof ons verantwoording sal doen. Met ander woorde, ons beantwoord elkeen soos toepaslik, want ons gaan verantwoording doen vir dit wat ons sê. Aangesien elke persoon anders is, moet ons weet die Heilige Gees sal ons lei oor wat om in elke oomblik te sê en hoe ons moet reageer. In Heavenly Places, daardie wonderlike oordenkingsboekie van Junie 22 staan daar, ware hoflikheid, gemeng met waarheid en geregtigheid, maak die lewe nie net nuttig nie, maar ook pragtig en geurig. Vriendelike woorde, aangename voorkoms, 'n vrolike gesig, gooi 'n bekoring om die Christen, wat sy invloed byna onweerstaanbaar maak. In die vergetelheid van homself, in die lig en vrede en geluk wat hy voortdurend aan ander skenk, vind hy ware vreugde. Laat ons selfvergeetagtig wees, dan nou selfloos,
altyd op die uitkyk om ander op te beer, om hulle laste te verlig, deur dade van teedere vriendelikheid en dade van onselfsugtige liefde. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons hierdie geleentheid gehad het om hierdie les te studeer. Dankie dat U ook hierdie woorde wat ons hier gespreek het, saam met ons sal laat gaan. Dat dit in ons harte ingegrafeer sal word, in ons verstande, en dat ons dit in al hierdie verskillende verhoudingsfasette sal toepas en gebruik, soos wat U deur die Heilige Gees vir ons van tyd en geleentheid sal rig om te doen. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, ons is dankbaar dat ons hierdie Sabbatskoolles met julle kon deurbring. Ons bid dat julle ook in die erediens hierna wonderlik geseënd sal wees. Mag die Here met elkeen van julle wees.